So Melanie, Yes. ek is so opgewonde om jou hier te hê by ons en 'n paar van jou kollegas en mense wat ook in hierdie gesprek belangstel. So die tema is vroeë kinderontwikkeling en hoe dit 'n impak maak in gemeenskappe en hoe gemeentes daarbey kan aanhaak. So ons hoop is om gemeentes te bemagtig om net eers na hierdie gesprek te begin verken hoe hulle betrokke kan raak. So Melanie is 'n opgeleide maatskaplike werker en 'n diensleerder. Mm-mm. Is jy nie Nee, ek is nie 'n opgeleid? maatskaplike werker nie, nee. Ek is nie 'n Jy's 'n maatskaplike werker. opgeleide diensleraar. Maar jy Ja. werk vir Padisa wat Ja. die maatskaplike kantoor in die Wes-Kaap is ek reg? Yes, Yes. maatskaplike dienste, ja. En so Padisa en Diakonia het Ja, saamgekom om Little Seeds te op die ja, been te bring. Okay. ja. Ja, en jy werk dan nou vir Little Seeds wat werk in vroeë kinderontwikkeling en Mhm. programme reg deur die Wes-Kaap en jy werk as netwerkbeampte. Is dit alles waar? Het ek nie weer Ja, dis okay. alles waar. Goed. Ek is baie jare gelede opgelei as 'n jeugwerker by Huguenot College. Ek het op 'n einde meestersgraad in diakonaat gedoen. So dis hoe my paadjie loop, maar en ek het maatskaplike werk as vak gehad, maar ek is nie 'n maatskaplike werker nie. Naby genoeg. Ja, Jy's naby meer van genoeg. jy's meer van 'n maatskaplike werker as ek. So Ai, ja, maar yes. in elk geval so ek's die groot ding hoe ek betrokke geraak het lank terug ook by vroeë kinderontwikkeling is die kerk het navorsing gedoen en gebepaal dat die grootste impak wat gemeentes kan maak Mm, in armoede is om betrokke te mm, raak by vroeë ja, kinderontwikkeling. So dis my ja. persoonlike belangstelling daarin Ag, wonderlik. en ja, en ek sien uit ek gaan nou oorgie aan jou. Ehm Raai. dan kan jy ons begelei en as jy wil hê ek moet skiep na jou volgende slide toe dan sê jy maar net so. Okay, Dan gelukkig ek het hom ook hier voor myself en lekker gevat. Yes, Jolandi, vreeslik baie dankie vir die geleentheid. Ek dink dis baie lekker om op so 'n manier ook 'n wye mark kan ek nou maar amper sê te tref so op een slag. Ek is een mens wat hier in Bell wil sit en ons werk Little Seeds werk in die dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap, die Suid-Kaap en in die Oos-Kaap. En ons heel verste punt daarbo is Rietvlei en Kokstad wat so op die grens van KwaZulu-Natal is. Ons bedien die NG Kerk en die VGK en ook Padisa kantore, so dit is 'n groot bedieningsveld wat ons probeer diens lewer in terme van vroeë kindontwikkeling. En dis 'n voorreg, dis regtig een van my passies en dis my heerlik om met gemeentes te kan werk juis rondom hierdie. As gevolg van my opleiding as 'n jeugwerker baie jare gelede en alles wat ek daarna gedoen het, bediening in gemeente vir baie lank, het ek 'n baie sagte plek vir kinders en vir jong mense. So ek is ja, dis regtig vir my ook 'n eer en ek is ja, very humbled om ja, so met julle te kan gesels en ook die kerk so te kan bedien en op die ouende dan Suid-Afrika 'n beter plek te maak. So ek is baie opgewonde. Dankie vir die voorreg om vanoggend met julle te kan gesels. Ek vra by voorbaat verskoning as ek baie keer oorslaan na Engelse woorde toe. Ons werk in Afrikaans en in Engels en eintlik ook in isiXhosa omdat ons die VGK bedien, werk ons in 3 tale, maar ek gaan so suiwer Afrikaans as moontlik probeer praat. So ek het sommer gedink om ons gesprek vandag te begin met die 3 algemeenste vrae. Dis ons volgende slide. 3 algemeenste vrae wat mense uit gemeentes uitkry wanneer ons gesels oor vroeë kindontwikkeling. Die eerste vraag is hoekom vroeë kindontwikkeling? Die tweede vraag is hoekom moet die kerk en vroeë kindontwikkeling en dan die vraag hoe. Nou ek kan vir 4 ure amper 12 ure net oor hierdie 3 vrae gesels. So ek gaan vandag regtig net skiem op die oppervlak op al 3 hierdie vrae. Ek dink ek gaan vinniger deur die eerste 2 gesels sodat ons by die derde een kan uitkom. Ek dink dit is eintlik wat gemeentes wil weet. Kyk, jou eerste 2 vrae, hoekom vroeë kindontwikkeling en hoekom kerk se antwoorde of die antwoorde wat of die suggesties wat ons daar rondom maak, is die fondasie waarop
op jou hoe gebou word. So dit is baie belangrik dat 'n mens die hoekom vroegkindontwikkeling vraag en hoekom kerkvraag goed kan beantwoord, want dit bepaal jou of dit dra by tot die volhoubaarheid van jou hoe, van die model, die praktiese werk wat jy op die ou ende as gemeente in jou gemeenskap gaan doen. So in my denke daaroor is jou eerste twee vrae, hoekom vroegkindontwikkeling, hoekom kerk, is die binnewerk, jou kopwerk en jou hartwerk, die kennis en die oortuiging waarmee jy dan die hoe aanpak, die hoe wat dan die buitewerk, die werk, die dienslewering na buite is. Goed, so dis die drie vrae, dis sommer hoe ons gaan gesels. En ek wil ook dan sommer vra, as daar enigstens vrae is, gooi dit op die chat. Ek dink Jolandi sal dit raak sien en dan kan ons enige tyd ook dan daaroor gesels. Nou, hoekom vroegkindontwikkeling? Dit kan ons dan nou uit verskillende invalshoeke beantwoord. Ek dink as kerk het ons al baie saamgesels oor die nommer 2 en die nommer 3 en ek gaan nou by hulle uitkom. Maar dit is vir ons ook belangrik as werkers in die koninkryk, medewerkers in die koninkryk van die Here, om vir 'n oomblik stil te staan en ook teologies te reflekteer oor kinders. Kinders is nie bloot die ontvangers van die dienste wat ons gemeentes lewer nie. As ons uit die woord uit gaan kyk, sal ons sien dat kinders is aktiewe deelnemers, is aktiewe agente in die koms van God na die wêreld toe. So daarom mag kinders nooit objekte wees nie. Mense is nie objekte van ons dienslewering nie. Dit is kinders wat na die beeld van God geskep is, aan wie ons diens lewer en wie ons op die einde van die dag dien. So daarom is dit baie nodig, of is dit nodig dat ons ook teologies sal reflekteer. Ons gaan later gou-gou so 'n bietjie stil staan oor die kerk en teologies rondom die liggaam van Christus en die roeping van die kerk. Maar kom ons ek gaan sommer net so as ons op die volgende slide kyk. Sommer net met die teologiese perspektief op kinders kyk. Goed, so hierdie is deel van 'n groter werkswinkel wat ons met gemeentes doen. So ek gaan regtig nou net vinnig hierdeur gaan. Julle sal sien aan die onderkant het ek vir julle 'n klomp bronne gegee as jy verder wil gaan lees oor kinders, teologiese denke oor kinders. Die veld van child theology is groot en wyd. Ek weet nie of dit dalk 'n teologiese veld is wat jy nog nie ontdek het nie. Nou, een van die groot denkleiers binne in child theology is Marcia Bunge en daar's 3 van haar boeke. 2001 Child in Christian Thought, 2008 Child in the Bible en dan die nuwe een van haar is Child Theology, Diverse Methods and Global Perspectives. Ons eie Dirkie Smit het ook 'n hoofstuk geskryf in daardie boek. So gaan kyk daarna. Jan Grobler en Chris Jones, hulle het 'n uitstekende boek uitgebring oor childhood vulnerabilities in Suid-Afrika, waarna jy kan gaan kyk. Jürgen Moltmann, wat hierdie week oorlede is, het so 'n uitstekende artikel geskryf ook oor child and childhood as metaphors of hope. En dan heel laaste, maar nie die minste nie, die vader van kinder- en jeugbediening op akademiese veld in Suid-Afrika is natuurlik Malan Nel. So sy nuutste inclusive missional youth ministry, inclusive missional approach het 'n hele paar hoofstukke in wat kan ek nou maar 'n solid fondasie vir kinders in die Bybel skep. So as ons kan kyk in die kinders in die Ou Testament, ek dink vir ons in die gereformeerde tradisie is die verbond wat God met Abraham maak in Genesis 'n groot of een van die belangrike knooppunte binne in ons denke rondom God. En juis as kinders spesifiek deel die nageslag wat God aan Abraham beloof, kom in die vorm van kinders. En ironies dat Abraham op daai stadium dan nou nog, hy en Sara nog nie kinders gehad het nie. So daar sien ons alreeds hoe kinders deel raak van God se plan in die wêreld. Ek gaan sommer net so 1 of 2 teksgedeeltes, anders gaan ons regtig, ek sê mos hierdie is deel van 'n groter werkswinkel. Ek dink kyk byvoorbeeld 2 Konings 5, die storie van Naaman.
en die siekte wat hy gehad het en hoe hy homself probeer gesond kry en die dogtertjie wat uit Israel is weggevoer is en in hulle huis diensbaar is aan sy vrou, onthou toe van profeet Elisa en Jahwe, die God wat hy dien, wat kan genees. En as jy die hele 2 Konings 5 gaan lees, dan sal jy sien hoe daardie getuienis van hierdie klein jong dogtertjie in Naaman se huis daarna gelei het dat Naaman gesond word en dat hy dan ook tot bekering kom en erken dat die God van Elisa is die enigste en die ware God en hoe dit dan die traject van Israel se geskiedenis dan ook verander het. En 'n kind het daar 'n baie belangrike rol gespeel. In Psalms, as jy menigte Psalms, ek dink sommer nou spesifiek Psalm 139 waar God praat of die psalmdigter praat oor hoe nou God betrokke is by die vorming van kinders. Voordat iemand geweet het, ek verduidelik altyd vir kinders, voordat iemand geweet het of jy krulhare of kroeshare gaan hê en of jy blou oë of bruin oë gaan hê, het God jou raak gesien, sê die psalmdigter vir ons in Psalm 139. Ek dink sommer aan Dawid wat 'n jong seun was, toe hy vir Goliat moes face. En ja, so ons kan nog baie oor die Ou Testament praat. Ek dink die hoogtepunt hiervan kom vir my in die Nuwe Testament waar God kies om sy seun aarde toe te stuur, nie as 'n volwasse mens nie, maar as 'n weerlose baba. God kies om die inkarnasie te begin in vulnerability en weerloosheid van die vorm van 'n baba. So God kies daarvoor om die vorm van 'n kind aan te neem in sy koms na die aarde toe. En dan sien ons hoe kinders menigmale deel is van die wonderwerke wat Jesus verrig. So die seentjie met die broodjies en die visse en vermeerdering daarvan. Die dogtertjie wat hy, Elise dogtertjie wat hy gaan opwek, gesond maak en opwek uit die dood. En ja, so ons kan nog daaroor ook baie lank praat. Jesus se eie woorde rondom kinders. Matteus 18, ons lees in Markus ook weer daarvan, hoe Jesus baie ernstig praat oor moenie kinders verhinder om na my toe te kom nie. En hoe hy baie streng met mense praat rondom die gevolg daarvan as jy kinders verhinder om hom te ken. Kinders verhinder om die goedheid van God te kan ervaar. Jy gaan onder in die rivier met 'n meelsteen of onder in die see saam met die visse met 'n meelsteen om jou nek opeindig, het Jesus gesê. En dan op die ou einde van die dag as ons na Paulus gaan kyk, die uitnodiging tot kindskap, Romeine, dat julle is nie meer voor God is daar nie slaaf of slavin of man of vrou nie, ons is almal genooi tot kindskap van God. En die uitnodiging na ons as volwassenes om soos kinders te word. Jesus wat sê, die geringste, die kind wat in hulle midde gestaan het, jy moet word soos hierdie kind. So die kindskap wat as beeld gebruik word, as voorkeurbeeld in ons verhouding met die Here en ons plek en posisie in die koninkryk van God. So dis sommer net so vinnig ligtelik geraak aan Ou Testament, Nuwe Testament. Ek het net nou begin om te praat deur die wat ons gepraat het oor die verbond, waar ons die sakrament van die doop wat ons aan kinders bedien, waar ons waar as God se koms na die kind en sê maar die verbond wat vir Abraham gegeld het, geld nog steeds vir ons die kinders van gelowiges, God wat homself aan jou verbind, en ook interessant in die doopsformulier is daar 'n gedeelte waar die gemeente ook hulle self aan die kind en aan die gesin verdoop of aan die ouers of die versorgers verbind. Te sê, maar ons onderneem ook met hierdie belofte dat ons ouers sal ondersteun en sal sorg dat die kind of in hulle sorg dat die kind onderrig word en God sal leer ken. So as ons vanuit 'n teologiese hoek kyk, is daar nog baie goed waaroor ons kan gesels, maar ek hoop dat dit skep net so 'n bietjie van 'n sensitiwiteit by ons in ons denke oor kinders, die
objekte wat nooit objekte van ons diensbaarheid mag wees nie, maar wat aktiewe deelnemers in die koninkryk van God is. Reg, so daar's vir julle baie leeswerk. As ons na die volgende invalshoek kyk, dan is dit die wetenskaplike invalshoek. En hier, daar's baie al geskryf en baie navorsing al gedoen. Weer eens, ek raak nou net so aan die bokant daarvan. Hierdie is die skets en dis navorsing wat die World Health Organization gedoen het oor die dinge wat kinders nodig het om te kan floreer. En ons noem dit die boublokke van vroeë kindontwikkeling. So die navorsing wys vir ons dat kinders het voeding, jy sien daar's 'n lekker papbakkie, gebalanseerde voeding nodig, liefde en geborgenheid, die responsive caregiving. Kinders het nodig om veilig te voel en veilig te wees, nie net fisies veilig nie, maar ook emosioneel en in hulle lyfies en hulle breine en alles het nodig om veilig te wees. En mense kan nog baie gesels oor die effek wat trauma op kinders het, veg of vlug of vriesreaksie, hoe dit ook 'n kind se ontwikkeling kan belemmer. So die gevoel van veiligheid, veral binne in ons konteks van Suid-Afrika, is nogal 'n baie belangrike ene. Goed, en dan die opportunities for early learning. Kinders het ouderdomsgepaste breinstimulasie nodig. Die neurowetenskap wys vir ons dat kinders se taalontwikkeling, die hoogtepunt van kinders se taalontwikkeling is nie wanneer hulle graad 1 toe gaan op 5, 6, 7 jarige ouderdom wat hulle leer lees nie, maar dit is op 9 maande oud wanneer hulle nog nie eers self kan praat nie. Dan is daar die meeste breinaktiwiteit wat die basis lê vir die res van hulle lewe se taalontwikkeling. Goed, so om gereeld ouderdomsgepaste breinstimulasie vir kinders te gee, sit hulle op 'n traject van lewenslange leer. So jy kan nou dink, as daar nie die genoegsame stimulasie vir 'n kind se brein is nie, hoe die traject van hulle lewe verder sal verloop. Goed, en dan is daar toegang tot goeie gesondheidsorg, inentings, toegang tot mediese sorg as hulle siek is, en. So dit vorm alles wat ons noem die Nurturing Care Framework. So wanneer ons na kinders kyk en vroeë kindontwikkeling kyk, is dit nie net een ding nie. Dit is 'n hele pakkie, dit is soos 'n torentjie, dit is soos 'n huisie wat gebou word uit verskillende blokke. En as daar van hierdie blokke weg is, of nie lekker gevorm is nie, dan val die huisie maklik om. Nou, daar is nou net een ding wat 'n mens, as dit net gou-gou kan teruggaan, daar's nou net een ding, ons skrik baie keer as ons hierna kyk, en ons gaan nou kyk na die toestand van vroeë kindontwikkeling in Suid-Afrika, want 'n mens dink aan die konteks van Suid-Afrika en dan dink jy, o, jete, ons is so op die verkeerde pad. Maar dan kry 'n mens individue en jy kry kinders, baie kinders, wat floreer ten spyte van hulle omstandighede. Ons sien dit baie keer met wanneer 'n matriekuitslae kom. Dan sien ons kinders wat by Kerslig moes studeer terwyl die riool deur hulle sjek gespoel het, maar hulle kry 8 A's. En dan wonder 'n mens, maar hoe kry hulle dit reg? Nou die Amerikaanse sielkundige Ann Masden het baie navorsing gedoen oor veerkragtigheid in kinders, veral kinders wat uit low resourced, wat noem mense dit, arm areas uitkom, wat nie baie diens lewer het, en. En wat is dit wat maak dat hierdie kinders se breinplastisiteit hoog is, dat hulle boublokke goed gebou is ten spyte van hulle omstandighede? En sy het op die ouende 'n boek geskryf met die naam The Ordinary Magic. En sy het bevind, daar is 3 goed wat nodig is vir 'n kind om ten spyte van hulle omstandighede nog steeds te kan floreer. En dit is 1 inwonende, liefdevolle versorger. Dit hoef nie noodwendig eers 'n ouer te wees nie, maar 1 konstante, liefdevolle, ondersteunende mens wat saam met hulle bly. Tweede ding is
'n ander volwassene wat nie noodwendig saam met hulle in die huis bly nie. Iemand soos 'n onderwyser of 'n tannie by die kerk of so iemand wat in hulle belang gestel het, wat hulle aangemoedig het van 'n eksterne kant af. En dan die laaste ding is geleenthede op die regte tye. Ja, toegang tot geleenthede op die regte tye. En dit is nie eers groot geleenthede soos om Suid-Afrika te gaan verteenwoordig in die internasionale skaakkompetisie of so iets nie. Dis bloot net om geleenthede om sukses te kan beleef, soos om 'n maaltafel, die 5-maaltafel suksesvol te kan leer, of om te kan leer fietsry, of iets te kan bemeester. Die gevoel van bemeestering met hierdie ander volwassenes wat jou ondersteun, maak dat kinders veerkragtig is ten spyte van hulle omstandighede. So dis sommer maar net so interessantheid, gaan soek vir Ann Masden, ek dink sy het 'n TED Talk, jy kry al haar navorsing op die internet ook. So dis sommer so iets van die wetenskaplike invalshoek rondom die ontwikkeling van kinders. Goed, en as ons dan nou kyk, die laaste sosio-ekonomiese invalshoek, as ons nou die vraag vra, hoekom vroeë kindontwikkeling? En ek dink dit is, Jolandi, waar jy net nou gesê het, jou oortuiging gekom het, dat vroeë kindontwikkeling, en daar is ook massas navorsing waaroor gedoen, vroeë kindontwikkeling as sistemiese, daar moet eintlik staan sistemiese vroeë intervensie in die siklus van armoede. Nou, daar's ook baie navorsing gedoen oor die return on investment vir elke rand wat aan vroeë kindontwikkeling en die daarstelling van kwaliteit dienste spandeer word. Die return on investment is omtrent 8-9 keer op elke een wat jy insit. So ekonomies maak dit 'n goeie manier om die siklus van armoede te deurbreek. Ek het nou die dag navorsing gelees dat Suid-Afrika spandeer meer geld nasionaal aan die effek daarvan dat ons vroeë kindontwikkelingsstelsel in Suid-Afrika nie goed is nie. Hulle spandeer meer geld aan die effek daarvan as wat hulle aan mediese sorg spandeer. So dink, as ons die vroeë kindontwikkelingsstelsel in Suid-Afrika kan regkry, hoeveel fondse en kapitaal beskikbaar sal kan wees om al die ander dinge in Suid-Afrika aan te spreek. Dit is nou as jy korrupsie en al daai goed uit die prentjie uithaal, ons lewe in 'n ideale wêreld, né? So as vroeë intervensie, ons het net nou gepraat van die traject van 'n kind se lewe wat kan verander as hulle boublokke stewig gelê is en as hulle breine reggeset en gekalibreer is vir lewenslange leer. Jou uitvalsyfer in terme van kinders wat die skoolstelsel verlaat, einde graad 7, einde graad 9, die matrieksyfer, toegang tot tersiêre dienste, gaan net beter raak as ons die basis kan regkry. En hopelik dan so, of nie hopelik nie, navorsing wys dan hoe dit die siklus van armoede dan deurbreek. Nou die stand van vroeë kindontwikkeling in Suid-Afrika, ek dink daaroor kan ons ook nog baie lank gesels, maar ek wil eintlik nou so 'n bietjie aangaan. Ek dink ons is almal bewus, soos met 'n klomp goed in Suid-Afrika, dat ons nie op standaard is nie. So ons werk baie nou saam met Smart Start, en Smart Start het die missie om die gaping, en ons gaan nou so 'n bietjie hierdie statistiek gaan vir ons die gaping wys wat daar is tussen kinders wat toegang het tot kwaliteit vroeë kindontwikkelingsdienste en kinders wat nie het nie. Nou kom ons gaan gou na die volgende slide toe. Die volgende slide kry ons by die Thrive by 5 indeks wat elke 4 jaar die kwaliteit van vroeë kindontwikkeling in Suid-Afrika meet. So hierdie studie was in 2020-2021 gedoen, so 22 het hulle die publikasie gehad en hulle is nou weer besig, hulle volgende publikasie kom volgende jaar uit. Goed, so 35% van kinders in Suid-Afrika
is on track. 49% van kinders, so helfte van kinders, face barriers to thriving. 16% van kinders, so kom ons maak dit 75% van kinders in Suid-Afrika kan nie floreer en hulle volle potensiaal bereik nie. Reg. Die volgende slide wat ons daar het en dit wys vir ons die absolute gaping wat daar is tussen kinders wat toegang het en kinders wat nie toegang het nie. Nou, hulle het ook gaan kyk na die 5 verskillende kernleerontwikkelingsareas in kinders se ontwikkeling. Daar kan jy weer sien, so die groen is kinders wat alright is, oranje is kinders wat uitdagings in die gesig staar en die rooi is kinders wat erge uitdagings in die gesig staar. Nou wat vir my interessant is dat by jou groot spierontwikkeling, ek dink ons kinders in Afrika hardloop baie en klim baie. So 48%, maar dis ook maar baie laag. Minder as helfte van kinders is se groot motoriese ontwikkeling is aan par met hulle ouderdom, waar die ander 52% ontwikkelingsuitdagings in die gesig staar. Fyn motoriese ontwikkeling. En daar kan 'n mens nou ook baie gesels oor die effek van skerms. Dis 'n topik vir 'n ander dag. Die ontwikkeling van kinders in terme van fyn motories. Ja, so julle kan maar eintlik sien hoe lyk daai grafiek wat vir ons sê minder as helfte van kinders is aan par om dan nou hulle volle potensiaal te kan bereik. Ek het wel gewonder oor die heel onderste ene, die emerging literacy and language. Ek dink Afrika is 'n baie ryk storievertellingstradisie hier in ons midde, en dat ons taalontwikkeling, miskien ook omdat ons so baie tale het, is die stimulasie vir kinders en taalontwikkeling lyk so klein bietjie beter. Maar op die einde van die dag het Thrive by 5 Index vir ons gesê dat 'n baie lae persentasie van kinders in graad 4 kan met begrip lees. So dit moet ook vir ons al die rooi liggies en vlaggies laat afgaan. Goed, op die volgende bladsy het ek vir julle 'n hele klomp dis live links, jy kan daarop klik. Daar kan jy gaan lees oor die stand van vroegkindontwikkeling in Suid-Afrika en die toestand van dit. Is baie interessant as jy daarin belangstel, so gaan lees, daar is vir jou bronne. Reg. Dit bring ons by die volgende vraag. Hoekom die kerk? En hier wil ek net verskoning vra, want een van my slides het hier weggeraak. En ek het nie 10 uur gisterand kans gesien om die slide van vooraf. So toe dink ek julle sal my genadig wees. So as ons dan nou dink in terme van vroegkindontwikkeling, hoekom die kerk, begin mens altyd by die vraag wie is God en dan wie is ons en wat vra God van ons om te gaan doen en te gaan wees in hierdie wêreld. Nou daai grys geskryf onder hoekom die kerk is eintlik veronderstel om die missionale roeping goeders te wees. En ek is nie 100% seker hoe almal ingegrawe is in die missionale roeping en die missionale transformasie binne die NG Kerk en gereformeerde kerke nie. So ek net so 'n paar, dit lyk soos groot teologiese woorde wat ek daar neergesit het. Maar waarop dit eintlik nou maar net neerkom is dat God se karakter is 'n karakter van verhouding en dat die drie eenheid van God, Vader, Seun en Gees, in verhouding met mekaar staan en met mekaar saamleef, kan mens maar sê. Daar's 'n groot woord daarvoor. En hierdie drie enige God stuur dan sy Seun en sy Gees na die wêreld toe, Mishu Dei, die inkarnasie van God, van Christus wat mens word, om herstel in die wêreld te bring. So ek dink dis waar ons groot roeping lê, is dat ons gestuur word na die wêreld toe om ingetrek te word by dit wat God al reeds besig is om te doen in die wêreld. Ons moet nie so arrogant wees om te dink dat ons neem vir God na die gemeenskap toe nie.
Hy is baie groter en baie meer dinamies en divers as wat ons dink. En hy is al reeds daar op maniere wat ons nog moet ontdek hoe hy daar is. So hy nooi ons in hierdie dans, die dans van die drie eenheid, maar ook dan in sy werk, in die koninkryk, in die gemeenskap, in die wêreld daar buite. En dan lees ons ook van Christus wat ons roep tot prysgawe, tot ontlediging, tot weggee van onsself, kenosis, sodat die Gees ons kan transformeer. Goed, so as ons dan gaan dink oor ons missionale roeping, is daai begrippe belangrik om te onthou, dat ons moet altyd die vraag eers vra, maar wie is God? Wie is God vir ons? Wie is God in die gemeenskap? En hoe roep hy ons om aan te sluit by dit wat hy alreeds besig is om te doen? So dit is sommer so vinnig as ons oor missionale roeping gesels. En dan as ons vanuit ons missionale roeping saam dink oor missionale diakonaat, die barmhartigheid wat ons as kerk in die gemeenskap daar buite dan ook gaan lewe, is dit ook altyd goed om te begin met die vraag, wie is God? En hoe sien ons in die woord is God diensbaar, ook aan die wêreld, en dit is dan nou alles vervat ook in ons teologie, maar dan ook om te gaan kyk na die ontwikkeling wat daar is in terme van diakonaat, waar ons baie jare met 'n welsyns perspektief gewerk het van eenmalige noodverleniging, handouts. Ons dink julle het kospakkies nodig, so ons gaan lewer 10,000 kospakkies by julle af, maar julle het nie 'n ketel om die water mee te kook om die sop wat ons vir julle gebring het mee aan te maak nie, en dan mis ons almal die punt. Dit is ook nie 'n model of 'n perspektief wat menswaardigheid aan die ontvangers bring nie. Dit erken nie ontvangers van ons welsyn se menswees, se potensiaal om te kan ontwikkel nie. Ja, so ons het, of nie ons nie, die kerk het 'n beweging begin bewerk na 'n perspektief of 'n benadering van ontwikkeling eerder as eenmalige hulpverleniging. Nou, daarmee saam, daar is plek vir eenmalige hulpverleniging in noodtoestande. Daar's definitief 'n plek, maar dit kan nie ons enigste manier van diensbaarheid in die gemeenskap wees nie. Dit vervreem ons heeltemal van die gemeenskap. So ons werk in missionale diakonaat na die volhoubare ontwikkeling, sistemiese ontwikkeling, deel te neem daaraan in ons gemeenskap, wat die menswaardigheid van mense erken, waar ons mense sien as geskapenis van die Here, nie mindere mense wat moet dankbaar wees vir die kospakkie wat ons kom aflewer nie. En julle hoor wat ons sê. So dit sluit ook aan by oor hoe ons oor kinders dink, hè? Goed, en dan die laaste een wat ek wil noem by hoekom die kerk in vroeë kindontwikkeling. Daar is binne in die stelsel, as mens organisatories, skus my woorde, na die kerk kyk en sistemies na die kerk kyk. Die hele netwerk van die kerk reg deur Suid-Afrika. Nou, ek neem aan dit is hoe die Here dit beplan het. Reg deur Suid-Afrika, in elke liewe gemeenskap kry mens 3 goed. Jy kry 'n drankwinkel wat vir ons probleme gee. Jy kry 'n pep stores wat vir ons klere gee, en dan kry jy 'n kerktoring. Iewers in elke gemeenskap is daar 'n kerktoring. So daar is 'n netwerk wat redelik goed funksioneer. Dit is een van die sisteme in Suid-Afrika wat nog eintlik goed funksioneer, is die sisteem, die netwerk van die kerk reg deur Suid-Afrika. En as ons sê dat as ons kyk na die stand van vroegkindontwikkeling in Suid-Afrika en jy het die redelik funksionerende sisteem en netwerk van die kerk aan die ander kant en jy bring hierdie twee bymekaar, dink net wat se verskil maak ons alreeds, want ons doen al, daar is al ongelooflike stories rondom kerk en vroegkindontwikkeling. Maar dink net die impak wat ons kan hê, die gesamentlike impak om die siklus van armoede in Suid-Afrika te kan deurbreek. Daar is 'n
ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir social capital nie, sosiale kapitaal, wat opgesluit is in terme van kundigheid, in terme van beskikbaarheid van grond, wat 'n baie groot saak en kontensieuse issue is in Suid-Afrika, grond, en infrastruktuur. En as ons daardie kapitaal of bates saam met die vraag na kwaliteit vir kindontwikkelingsdienste, as ons dit met mekaar kan match en leer uit daar waar dit al reeds gematch het, is dit 'n beweging wat net, ek dink, die gees kan bewaar. Ek dink dit is so 'n impakvolle beweging en hoop dat en dis my droom, dat elke kerktoring 'n baken vir hoop vir kinders sal wees. En dan ook so dan nou maar vir ouers en gesinne en op die einde gesonde gemeenskappe. Goed, ek moet nou aangaan. Reg, daar is 'n slide net voor daai ene wat ook vir julle 'n klomp bronne het. Ek weet nie, Jolande, is hy daar by jou? Nee, hy's nie daar nie. Ek sal hom aanstuur. Wat 'n klomp bronne op het rondom missionaliteit, die kerk se amptelike dokumente rondom die diakonale aard en roeping van die kerk wat by die laaste algemene synode gedien het. 2 video's oor teoloë wat gesels oor barmhartigheid, van Neoma Venter se akademiese werk, wat ook baie goeie akademiese onderbou vir alles wat ek nou gesê het is. Goed, die hoe van vroeë kindontwikkeling. Okay, ek gaan net gou kyk, want lyk my hier het goed nou 'n bietjie rondgespring. Jolande, gaan gou vir my na die volgende slide toe. Die twee het omgeruil. So die hoe van vroeë kindontwikkeling. En dit is nou seker die goed waarby ons wil uitkom. Ons het nou al die binnewerk, die kop en die hart goed het ons nou gepraat. So nou wil ons weet, wat moet ons gemeente wil met vroeë kindontwikkeling besig wees. So hoe gaan ons hierdie doen? Nou, ek het nou klaar so 'n bietjie gepraat oor die proses van binnewerk en die proses van buitewerk. So weer eens, die hoe van vroeë kindontwikkeling. O, nee, wag, daai is die verkeerde slide. Okay, ek gaan sommer nou maar net gesels. Ons gaan nog by hierdie slide uitkom. So daar is een wat voor daai ene. Ja, daai een. Dis die regte een. Goed. Proses van binnewerk wat gevolg moet word om by die buitewerk uit te kom. En dit is belangrik, soos ek in die begin gesê het, om volhoubaarheid van die dienslewering te verseker. Wanneer ons met kinders werk, is dit eintlik 'n 18 jaar lange kommitment wat ons as gemeente maak. Van kleintjies wat inkom reg deur tot wanneer hulle skool klaar maak. So dit is 'n bediening wat nie iemand se passieprojek kan wees en dan as die passie bietjie taan, dan gee ons dit ook op nie. Hierdie is 'n langtermyn verbintenis wat die kerk maak tot die gesondheid van hulle eie gemeenskap. So daarom is dit ongelooflik belangrik dat daar volhoubaarheid in hierdie bediening sal wees. Goed, so dit is hoekom ons nou al hierdie binnewerk moet doen om by die buitewerk te kom. Nou daar is 3 goed wat gemeentes nodig het in terme van volhoubaarheid. En dis roeping, goeie verstaan van realiteit en dan regte mense. So as jy vir my na die volgende, nou kan ons na daai grys blokkies toe gaan. Goed, so dit is wanneer ons by Little Seeds met gemeentes werk, is dit gewoonlik die 3 goed waarby ons stil staan. Die roeping gaan oor onderskeiding en die identiteit van die gemeente. Die roeping van die gemeente, hoe sien hulle self? Hoe sien hulle self? Hoe sien God hulle? Hoe sien hulle self in terme van hulle gemeenskap en hulle gemeenskapsbetrokkenheid? En dan spesifiek rondom vroeë kindontwikkeling, hulle storie. Hoe het dit gekom dat julle as gemeente of ring besluit het om met vroeë kindontwikkeling betrokke te wees? Wat was daardie pad van onderskeiding wat julle geloop het om op hierdie punt te kom? Goed, dan werk nog steeds deel van die roepingsgedeelte is die bewusmaking gedeelte, gesprekke met jou hoofvlakleierskap, jou kerkraad of jou ringskommissie of jou ringspredikante, wie ook al. En dan in die gemeente, in die groter gemeente, en dan ook oor kinders en vroeë kindontwikkeling en diakonaat.
Goed, so dit is alles deel van jou roepingsfase in jou gemeente. En dan om te kyk wat gebeur alreeds in julle gemeente met kinders. Hoe is kinders deel van die belangrikste aktiwiteite in julle gemeente? Hoe is hulle deel van eredienste? Hoe lyk julle ruimte? Is dit 'n kindervriendelike ruimte? Want 'n mens kan nie daar buite klomp wonderlike goed vir kinders doen, maar in jou eie ruimte is kinders nie welkom en veilig nie. So dit is ook dan iets wat 'n mens, so 'n bietjie van 'n kinderaudit wat mens doen. En ons het ook hulpbronne beskikbaar indien van julle belangstel om dit te doen. Goed, en dan jou volgende aspek van volhoubaarheid is om 'n goeie verstaan van realiteit te hê. Ons het nou breë vlak, groot vlak daaroor gesels, maar dan om in julle spesifieke gemeenskap te gaan kyk, watter vroegkindontwikkelingsdienste word alreeds gelewer? Is daar crèches? Is daar speelgroepies? Is daar groot sentrums? Is daar klein sentrums? Is daar dagsorge? Is daar tuismoeders? Wat is die aktiwiteite wat alreeds in julle gemeenskap plaasvind in terme van vroegkindontwikkeling? Wie is die belangrike VKO rolspelers in julle gemeenskap? En dan en dit is ook die vraag wat mens dan vir die mense vra wat alreeds besig is, wat na hulle insien is die grootste behoefte en die grootste uitdaging rondom vroegkindontwikkeling in julle gemeenskap. Dit kan 'n mens ook gaan gesels met jou laerskole. Hulle is 'n goeie aanduiding want hulle is die volgende aspek in die pakkie, in die vloei van 'n kind se akademiese lewe, kan mens sê. So 'n laerskool grondslagfase onderwyser gaan vir jou presies kan sê wat die grootste uitdaging en behoefte is rondom vroegkindontwikkeling in julle gemeenskap. Goed, en dan regte mense. Onthou julle, ons het nou gepraat oor die passie projek en ons wil dit vermy, maar dat dit 'n volhoubare sistemiese bediening van julle gemeente sal wees. So daar het 'n mens twee groeperinge mense nodig. Ek praat altyd van die cheerleaders. Wie is die mense wat gaan cheer vir hierdie bediening? Wie is die mense, hulle is nie noodwendig die implementeerders en die doeners nie, maar wie is die mense wat dit op die saak van die kerkraad en die ring gaan hou? Wie gaan terugvoer gee oor die bediening aan die kerkraad? En dan jou champions. Wie is die mense wat die werk gaan doen? Wie is die mense wat die implementering en die ondersteuning gaan doen? En belangrik, wat is die opvolgplan van mense wat weggaan, uittreë, mense wat jou oorgee strategie? Dat wanneer mense dalk weggaan of doodgaan of wat ook al, dat die bediening kan aangaan, dat bedieninge nie rondom individue gebou word. Ek dink dit is die grootste ding wat ons probeer regkry, dat dit nie rondom individue gebou word nie, maar dat dit sistemies volhoubaar is. Goed, so ons volgende lekker punt, dit is die baie praktiese een oor die hoe van vroegkindontwikkeling. Is op grond van al hierdie inligting wat julle nou bymekaar gemaak het, moet julle onderskei watter rol gaan julle inneem in terme van vroegkindontwikkeling om die gemeenskap mee te dien. En daar is twee rolle wat julle as gemeente kan inneem. Die een is 'n implementerende rol en die ander een is 'n ondersteunende rol. Nou daar's gemeentes wat een van hulle doen en dan is daar gemeentes wat sommer albei doen. So kom ons gesels gou deur hulle. Sommer net gou die volgende slide. As ons oor die implementerende rol, weer eens deeglike navorsing, ek dink dis die een ding wat julle nou vandag gehoor het, is mens moet goeie navorsing doen. Wat is die dienste al reeds gelewer, wat is die netwerke en forums wat al reeds bestaan, waar die leemtes is, en ook eerlik wees oor watter dienslewering toepaslik vir julle gemeente se kapasiteit is. Dit help nie julle wil 'n groot R500 000 se sentrum opsit, maar julle het net R50 000. Of julle droom al hierdie drome van 100 kinders, maar julle fasiliteite is gerad vir 10 kinders. So daai match moet ook net tussen julle droom en die realiteit moet ook net bymekaar kom. En as mense implementerend gaan werk, is dit baie belangrik om plaaslike wetgewing
en toepaslike wetgewing, die Kinderwet van Suid-Afrika en ook regulasies waaraan voldoen moet word. So die geheim hier is nie om die wiel te herontwerp in jou gemeenskap nie. So as daar al 10 VKO sentrums is dit nie noodwendig wys om 'n 11de een te begin nie. Al wat dit doen is dit skep kompetisie in die mark wat vyandige verhoudings en kompleksiteite met die gemeente se rol in die gemeenskap of die gemeente se posisie in die gemeenskap vestig. So dit is om vir die geestefront uit te kyk vir wat is daai een behoefte in die gemeenskap wat nie vervul word nie. En dan die gemeenskap daarmee te dien. Okay, volgende slide. Daar is 2 modelle as ons dink aan 'n gemeente wat vroegkindontwikkelingsdienste wil implementeer. Die een is die ding wat ons almal ken. Dit is 'n crash of 'n sentrum waar daar 3 klaskamers, 7 klaskamers is en daar's 'n krioelende getal kinders en dit raas en dit speel en dit guggel en dit lag en dit huil en dit lyk soos chaos, maar eintlik gaan dit lekker en goed daar. Goed, so dit is 'n formeel geregistreerde VKO sentrum. Dit is 'n baie duur opsie om te implementeer omdat daar soveel regulasies is wat die departement van onderwys ons aan vereis om aan te voldoen. So daar het ek sommer vir julle so vinnige 'n paar van die goeders neergesit wat waaraan julle moet voldoen. Daar is 'n ECD toolkit wat ek vir julle 'n webwerf van gegee het wat dis so 6 bladsye dokument wat vir jou alles mooi uiteenstippel. Julle moet net 100% seker maak dat jou provinsie se vereistes dieselfde is as daardie vereistes, want daar's sekere verskille hier en daar. Maar goed, soos 'n gesondheidssertifikaat, brandsertifikaat, bouplanne, jou huurooreenkoms, jou besigheidsplan, jou bestuursraad moet in plek wees, daar moet 'n konstitusie wees, jy moet 'n kurrikulum hê, jy moet bywoningsregisters hê, gebeurlikheidsregisters, jy moet 'n personeelbeleid hê, die perseel moet omheind wees, spesifieke oppervlakte per kind, spesifieke ablisiegeriewe, daar moet 'n plafon wees. Jou personeel moet almal op 'n NQF 5 vlak opgelei wees ensovoorts. Daar's nog baie ander goed ook, maar al daai goed moet in plek wees sodat jy dan geregistreer kan word by die departement van basiese onderwys. En moontlik sou kon aansoek doen vir befondsing van die regering af, maar dit is nie iets waarop 'n mens meer kan reken in hierdie dag en tyd nie. Partykeer gee hulle befondsing spesifiek dan nou vir voeding, ander kere spesifiek vir dit verskil seker maar. Maar jy het ook 'n social service wat SOS, maar 'n organisasie hier in die Weskaap werk dit so. Organisasie met wie jy skakel wat dan jou registrasieproses met die departement fasiliteer. Ek weet in die Oos-Kaap werk dit anders, maar in die Weskaap is dit hoe dit werk. So dit is jou formele. So baie gemeentes het dalk 'n plek, 'n saal, 'n gebou, 'n perseel en hulle wil kwaliteit vir 'n kindontwikkeling sentrum opsit. Dan moet jy net weet, dit vat baie tyd, dit vat baie geld, nie onmoontlik nie, en as dit werk dit goed. As dit die behoefte is in julle gemeenskap. Goed, jou tweede model is jou gemeenskapsgebaseerde inisiatiewe. Nou, dit is inisiatiewe wat nie noodwendig kan voldoen aan die departement se vereistes nie, as gevolg van die gebrek aan grond, gebrek aan befondsing, gebrek aan om aan al daai goeders te kan voldoen, gebrek aan hulpbronne en. Maar navorsing het vir ons gewys dat die kwaliteit van 'n vroegkindontwikkelingsprogram nie gesetel is in die struktuur waarin die program plaasvind nie, maar in die teenwoordigheid, die opleiding, die kwaliteit van die mens wat die program aanbied. Met ander woorde, jy sal in Oos-London onder 'n boom kan gaan sit teen 'n heuwel en dieselfde kwaliteit diens kan lewer as 'n kind wat in 'n R150 000 se Montessori klaskamer kan sit. Dit is moontlik. Goed, so daar is gemeenskapsgebaseerde inisiatiewe ook. Ons by Little Seeds, ons is 'n
franchisor van die Smart Start program. Hulle werk landwyd wat 'n uitstekende vroegkindontwikkelingsprogram is of vroegkindontwikkelingsstelsel is. Mense wat wel matriek geslaag het, kan kwalifiseer om 'n Smart Starter te wees en hulle moenie 'n kriminele rekord hê nie. Smart Start bied die opleiding, hulle bied die toolkit wat die persoon nodig het om in hulle huise te kan met kinders werk. Hulle bied die ondersteuning in die vorm van 'n wat hulle noem 'n club coach. So alle Smart Starters vorm 'n klub en hulle het 'n coach, 'n mentor wat hulle help met administrasie, besigheidsvaardighede en. So Little Seeds werk daarmee hier in die Weskaap en hulle het ook ander franchisors reg oor Suid-Afrika. So dit is regtig een van ons gemeenskapsgebaseerde inisiatiewe wat nasionaal kwaliteit wat regtig die moeite werd is om te ondersoek. Goed, dan is tuisgebaseerde home-based care, tuisgebaseerde inisiatiewe, speelgroepies, 6 kinders of minder. Dis belangrik, die getal per volwassene. En dan van Little Seeds se kant af, storievertellingsgroepe, leesgroepe, organisasies soos Nali Bali en Wordworks, wat basies dieselfde doen, wat 'n mens ook kan ondersoek en in die gemeenskap inisiatiewe implementeer. Reg. So dit is sommer die twee modelle. Ek moet klaar maak. Ek het sommer maar net vir julle dan nou voorbeelde gebring van gemeentes wat al reeds met die implementerende rol ingeneem het. FGK Galvindale en PE in Rebecca is een van ons flagship gemeentes waar hulle opleiding gekry het om leesgroepe en die tuisgebaseerde program met vrouens in die gemeenskap te implementeer. Hulle het 'n wonderlike program waar hulle 2 keer 'n week, 3 keer 'n week kinders uit die gemeenskap uitkry wat op hulle kerkgronde dan hulle het 'n borg gekry om kos vir die kinders te gee. Hulle het 'n oud onderwyser gekry om die kinders se leesvaardighede te evalueer en dan begin hulle met 'n poppekas oor 'n seentjie wat sukkel om te lees. Nou ek moet dit net gou-gou sê, Little Seeds se leesgroepe is nie didaktiese klasse wat kinders leer lees nie. Dit is bloot 'n positiewe omgewing waar daar 'n liefde vir lees met kinders gedeel word. Goed. So dit is glad nie 'n leerkind lees soos Tina Cowley of so iets nie. Dis bloot net eintlik kom ons lees 'n storie saam. Maar hulle het dit so ontwikkel dat die kinders kom, hulle het hulle in leesvaardighede opgedeel, en dan begin hulle met 'n poppekas oor 'n seentjie wat sukkel om te lees. En dan al die avonture, al die moeilikheid wat hy by die skool kry, en die moeilikheid wat hy by sy ma kry omdat sy huiswerk nie gedoen is nie. En die kinders kan so identifiseer daarmee. En van daar af verdeel hulle dan hulle leesgroepies. Hulle het elkeen 'n volwassene wat dan saam met hulle net lees. Vir die heel kleintjies vertel hulle 'n storie en hulle doen 'n aktiwiteit. Vir die bietjie ouer kinders lees hulle, laat die kinders saam lees en so aan ensovoorts. Dis 'n ongelooflike uitreikgeleentheid vir hulle. Wat in 'n woonbuurt woon wat getuister word deur bende geweld. Maar die bendes kom nie op die kerk se terrein nie. So dis ook 'n veilige ruimte vir die kinders. As hulle klaar is met hulle groepies, dan speel hulle buite sokker totdat die koster hulle 6 uur wegjaag om die hek te sluit. Goed, dan sommer ek gaan nou ongelukkig nie alles vir julle kan vertel nie, want daar's regtig baie. Ek het gister met Inel van NG Kerk in Nysna gesels met wie ons so 'n bietjie in 'n proses is. En hulle het as gemeente gedink hulle moet 'n vroegkindontwikkelingsentrum op die grond neersit. Jy weet, hulle het 'n perseel en toe begin hulle al daai regulasies so kyk en toe sien hulle maar jessie, hierdie gaan bietjie moeilik wees vir hulle met die hulpbronne tot hulle beskikking en hulle is nie heeltemal seker of dit die regte ding is vir die gemeenskap so aan. En op 'n manier het hulle toe met die plaaslike laerskool se grondslagfase te doen gekry. En hulle het gesê, maar hulle het 'n ongelooflike bottleneck van kinders wat nie graad 1 deurkom eintlik nie. Omdat hulle hulle breinstimulasie boublokkie nie goed gevorm was nie. Sukkel hulle om te lees, sukkel hulle wiskunde, hulle sukkel net oor die algemeen. Maar die kinders moet deurgeplaas word na graad 2 toe. En hulle het nou so 'n bottleneck van nuwe graad 1's wat inkom, die ou graad
julle kan verstaan daai hele situasie. En waar die kerk nou gaan inspring om daardie kinders wat 'n tweede keer in graad 1 moet wees of wat deurgesit is graad 2 toe sonder dat hulle eintlik deurgesit moet wees om so bietjie kan nie sê remedierend met die kinders te werk nie, maar om terug te gaan na die boublokke toe en te gaan kyk waar die leemtes is en dan te probeer onderskei hoe hulle daardie stimulasie en daardie boublokke nog kan inpas voordat die kinders graad 3 toe moet gaan. Reg, dan is daar gemeentes wat geregistreerde VKO sentrums het en. Okay, kom ons gaan na die ondersteunende rol toe want ek het 4 minute oor. Julle kan hoor ek kan baie praat hieroor. Goed, weer eens klomp navorsing wat julle asseblief voor die tyd moet doen en dan volgende slide. Hierso kan julle bloot bestaande inisiatiewe ondersteun. En 'n mens kan dit op 3 maniere, 3 vlakke van ondersteuning. Makrokonteks, aanvaar verantwoordelikheid om vroegkindontwikkeling op die voorgrond te plaas, word deel van die netwerke in die gemeenskap, bring een tot stand as daar nie is nie, en advocate vir die belangrikheid van vroegkindontwikkeling en die belangrikheid dat alle kinders toegang moet hê tot vroegkindontwikkelingsdienste. Mesokonteks, kyk waar is jou huidige vroegkindontwikkelingssentrums of inisiatiewe en beoefen dan dienende leierskap. Dien op met jou kundigheid op hulle beheerliggaam, personeelsake te bestuur, finansiële bestuur, fondswerwing, instandhouding van geboue, al daai goed wat nodig is op bestuursvlak van VKO sentrums. Raak as gemeente daarbey betrokke. En dan mikrokonteks werk dan saam. Dink saam met die VKO sentrum of die inisiatief oor hoe julle gemeente kan verseker dat daai 5 boublokke prakties daar toegepas word. Hoe kan kinders ervaar hulle word liefgehê? Hoe kan kinders veilig wees? In terme van stimulasie, in terme van kos. Miskien kan julle maandeliks vir hulle 'n bydrae maak sodat daar genoegsame kos kan wees vir die kinders. En dan baie belangrik die welwese van ouers, versorgers en personeel. Groot behoefte wat ons van die grond af in vroegkindontwikkeling kry, is dat die kerk kan geestelike ondersteuning bied. Onthou, hierdie mense moet elke dag in daai kinders vaskyk wat honger daar aankom. Kinders wat dikwels mishandel word, kinders wat trauma moet deurgaan, mense wat hulle eie traumas moet deurgaan. Daar's niemand wat hulle ondersteun nie. So die kerk het 'n pastorale funksie ook wat hulle dan aan versorgers en die personeel en ook aan ouers kan bied. Reg. En daar dink ek het ek die laaste slide ook vir julle ondersteunende rolvoorbeelde gebring. 'n Kerkie naby ons Wellington Oos wat bloot kantoorspasie en infrastruktuur vir een van die Smart Start Club coaches gee. Hulle betaal haar internet, haar water, haar ligte, haar rekenaar. So dis hulle manier. Woester, aan Stein hulle wat die Smart Starters 1 keer per jaar op 'n kamp vat, en 'n geestelike kamp, en so deurlopend geestelike ondersteuning ook aan hulle bied. Tuinedal daar in George wat 'n stoorkamer beskikbaar gestel het vir Smart Start se speelgoed. Eysterplaat gemeente wat 'n hele vroegkindontwikkelingsforum gevorm het wat gereeld opleiding bied vir personeel. Ons by Kenried gemeente wat deel is van die bestuursfunksies by 'n sentrum. Mosselbaai NG Kerk wat weekliks kos koördineer en versprei na verskillende VKO sentrums in hulle gemeenskap toe. So daar is 'n klomp idees oor hoe julle as gemeente betrokke kan raak in vroegkindontwikkeling. En dan die heel laaste slide is sommer maar net 'n paar hulpbronne daar op Little Seed se webwerf kan jy gaan kyk rondom vroegkindontwikkeling gemeenskapsanalise. Daar's 'n gespreksdokument vir 'n kinderbeskermingsbeleid vir jou gemeente. Ons is eintlik wetlik verplig om almal een te hê, so gaan kyk daarna. Daar's kort videoetjies wat ek gemaak het 'n rukkie terug wat 'n mens tydens kollektetyd en eredienste kan wys. Gaan kyk daarna, dis alles op ons webwerf. Daai ECD toolkit waarvan ek gepraat het, daar kan jy al daai goeders kry. En as jy dalk meer wil weet oor Smart Start in Suid-Afrika, daar is hulle webwerf.
En daarmee sê die dominee amen. Is Jolandi nog daar? Ek is hier so. Melanie, so ek wil vir jou Yes. dankie sê vir die eer in die eerste plek vir die sorgvuldigheid waarmee jy hierdie presentation voorberei het. Dit is awesome. Jy maak die coolste slides. Dis amazing. Canva. Ek het Canva ken nie. ek het ook Canva, maar my skills is nie joune nie. So dankie vir dit. Ek besef dit is tyd en ons waardeer dit. So die Dankie. sorgvuldigheid daarvan en dan die inhoud dink ek is merkwaardig. So ek weet darm nie niks nie, maar ek het regtig baie geleer. En dit is die punt van hierdie gesprekke dat ons iets leer. En laastens wil ek dankie sê want dit is iets wat hierdie gesprek kan 'n mens vir gemeentes gee en eers in die breedvoerige riglyne wat jy vir ons gegee het, gaan daar of net inspirasie kom en 'n spark gaan hopelik gelaai word. Maar daar's regtig konkrete voorbeelde. So baie dankie vir 'n uitstekende voorlegging. Ek het dit baie geniet. So Ag, ek is bly. ek is bly, ja. Ek is 'n early, jy weet mos in change management is daai early. Ja. Dis ek's hulle. Is jy early adapter? Ja, so Okay, well done. Nee. Jy's gelukkig nie die een daar agter wat never adapt nie. Ja, nee. So ek dink vir ons wat graag verandering wil sien, is het jy baie materiaal gegee vir dit. Ek gaan jou kontakbesonderhede is ook in die presentation Nee, dit is nie. Dit is nie. Ek wonder of ek dit nie sommer net gou in die chat moet sit nie. Ja. En dan as iemand dalk want in ons vorige gesprekke was daar ouens wat dit geluister het en dan nou bietjie net vra het. Ons het nie regtig daarby uitgekom nie, maar as iemand jou dalk wil e-pos, dan kan hulle dit doen. Ek sal dit ook daarso Melanie Hy is daar. Ja, Melanie met 'n IE. Melanie. Okay.